Geliefdes, goeiemôre. Het is heerlik om elkeen van u vanoggend hier te hê, saam hier as 'n gemeenskap van gelowiges. My gebed is werklik waar dat elkeen van ons vanoggend die Here se stem sal hoor en beweeg sal word deur sy gees en dat ons anders hier sal uitstap as wat ons ingekom het. Kom ons sit so en dan bid ons saam. O Here God van liefde, dankie dat ons by mekaar kan wees, Here, dankie dat ons by mekaar kan wees in U naam. Here, dankie dat ons Vadersdag kan vier, dankie dat 'n pa klomp verskillende goed kan beteken en op klomp verskillende maniere na ons toe kan kom. Nie alle pa's is dieselfde nie en nie alle pa's doen dieselfde goed nie. Ons wil vir U dankie sê vir pa's en vir vaderfigure in ons lewens. Daar's baie pa's wat ver van ons af is op die oomblik, of pa's wie se kinders ver van hulle af is, en op 'n dag soos Vadersdag weet ons Here dat dit allerlei emosies by ons wakker maak, en ek bid vir U teenwoordigheid en die vrede in 'n tyd soos hierdie. Ons baie pa's wat hartseer is op 'n dag soos vandag, en daarvoor bid ons vir vrede, vir U teenwoordigheid. Here, ons bid vir kinders wat dalk ver van hulle pa's af is, emosioneel en fisies, en ek bid ook sommer vir die kinders vir vandag. Here, dan wil ek vir U dankie sê dat ons hierdie ongelooflike voorreg het om by U 'n voorbeeld te kan sien van die perfekte ouer, van 'n pa wat sorg en liefdevol is, vol aandag en vertroue, vol begrip. Here, dankie dat ons dit van U kan sien en by U kan sien en dit kan leer. Here, ek wil bid vir hierdie diens en wat nou hier gaan gebeur. O Here, dat ons werklik waar U stem sal hoor, dat ons beweeg sal word deur die Gees. Wat 'n voorreg om in ons eie taal en in ons eie land vrylik oor U te kan praat, oor U te kan leer, Sondag vir Sondag. Maak dit nou stil en rustig in ons harte en maak ons ontvanklik vir U woord. Amen. Geliefdes, ek onthou ek as kind diep geraak en gefassineer is deur die storie van Salomo wat een ding begeer het en dit was om wysheid te bekom. Hy het natuurlik klomp ander goed ook gekry en dit was altyd vir my baie interessante verhaal dat dit nou juist die ding is wat hy gekies het as hy enigiets kon kies en dis om wys te wees, om wysheid te kan kry. Soos 'n mens natuurlik ouer word, besef jy die waarde van wysheid en hoe onmoontlik dit is om mooi en goed en reg deur die lewe te gaan as jy nie wysheid het nie. Dis amper onmoontlik om in hierdie lewe op te tree sonder wysheid. Daar's natuurlik hierdie ou spreekwoord wat sê, wat so waar is, dat wysheid kom met die grysheid. En mens moet maar deur die lewe gaan en 'n paar foute maak en 'n paar dinge doen en 'n paar dinge leer om slimmer te word en om wysheid te hê. Daar's sekere dinge wat ons net kan leer met ervaring en met ouderdom en met goeie keuses of slegte keuses. Wysheid kom meestal nou nie goedkoop nie. Wysheid is nie oral te kry nie, ten spyte van die feit, en ons het 'n paar weke terug ook hieroor gepraat, dat ons konstant gebombardeer word met inligting en inligting. Maak dit soms amper moeiliker om te weet, maar wat moet ek nou eintlik doen en wie moet ek nou eintlik wees? Nou dit is presies waar ons vandag gaan lees. Soos julle weet, hou ek daarvan om die leesrooster te preek, dan weet ek daar's mense reg oor die wêreld wat vandag dieselfde teks as ons lees, oor dieselfde goed as ons dink en wonder. Ons gaan vanoggend saam Spreuke 8 lees. En dit gaan nou sien 'n paar keer kom daar die woord wysheid op. Nou daar's 'n paar drade wat uitstaan in Spreuke 8 en om die grootheid van hierdie teks te kan vang, wil ek net gou hê, ons moet aan 'n paar goed dink. In Spreuke 8 word Jahwe, soos was daar na God verwys is. Die Jode het natuurlik Jahwe gebruik vir God se naam, want hulle wou nie God die woord sê altyd nie, want dit was, hulle het te veel eerbied gehad. So, hulle, in hierdie gedeelte in Spreuke 8 word Jahwe genoem as die een wat vereer word en aanbid word. Hy is die begin van alles. As ons na die oorspronklike teks gaan kyk, hoe hierdie in Hebreëus geskryf is, dan is dit baie interessant dat die digter so half die spelreëls geïgnoreer het, want hy begin die gedig met die woord Jahwe. En gewoonlik sou dit nou nie aan die begin van die teks gewees het nie, maar hy doen dit om 'n sekere belydenis te maak. Hy sê, selfs my gedig begin met die woord Jahwe.
Selfs my gedig, dis die basis van wat ek glo, wat ek dink, waar alles begin. Dit begin by God. Hy is die een wat vereer word, hy is die een wat alles tot stand gebring het. Hy bely dit deur dit op hierdie baie mooi manier vir ons te wys in sy gedig. Dis sy belydenis, dis sy begin. Jahwe is die een wat geskep het, Jahwe is die een wat alles tot stand gebring het. Hy is die een wat is, wat sal wees wie hy is vir ewig en altyd. Dis die wonderlike belydenis wat ons in hierdie teks kry. Daar is 'n paar belydenisse wat nog net so mooi is. Maar kom ons lees dit vanoggend saam. Spreuke 8. Dit is wysheid wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes, langs die pad, by die kruispaaie waar sy staan, langs die stadspoorte, by die ingange, skreeu sy dit uit. Ek roep na julle mense, ek roep na alle mense. Die Here het my geskep, hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het, lank gelede. Ek is lankal daar van die begin af, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie, toe daar nog nie fonteine vol water was nie, voor die berge hulle plek gekry het, voor die rande het ek al gekom. Voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het, voor hy selfs die eerste grond gemaak het. Ek was daar toe hy die hemelgewelf opgerig het, toe die horison oor die see afgemerk is. Toe hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine onder die diep water laat uitborrel het. Ek was daar toe hy vir die see sy grens vasgestel het, die waters aan sy wil onderwerp het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by hom gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Daarom kinders, luister na my. Dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister na wat ek julle leer. Moet dit nie verontagsaam nie, dan sal julle ook wysheid hê. Dit sal goed gaan met die mens wat na my kom luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here. In Spreuke 8 hoor ons die hoofstuk begin met 'n uitnodiging. Wysheid, dis 'n persoon in hierdie geval, staan op hoë plekke, op die straat, by kruispaaie. Wysheid in hierdie geval is 'n vrou en sy roep, ek wil hê julle moet luister. In die tyd wat hierdie gedeelte geskryf is, het die filosowe baie invloed gehad op die mense. Filosofiese denke was op die voorgrond gewees. En allerlei filosowe het na vore begin tree en begin praat en begin besin oor wat dit beteken om 'n sinvolle lewe te hê. Die logos, die woord, het volgens baie mense die bestaan gerig, sin gegee aan mense se werklikheid, vorm gegee. Die woord, die wysheid is wat mense se lewens gerig het in hierdie tyd. Mense het gesoek en gesmag na lewe, na waarde, na wysheid, na sin in die lewe. Mense het daaroor gedink en mense het daaroor gepraat, dit was baie belangrik geweest. Die woord wysheid het mense se lewe gerig. En nou word mense uitgenooi om te kom luister. Nou word hierdie uitnodiging vervorm in ons gedeelte. En die eerste gedeelte wat nou 'n nuwe vorm aanneem is wanneer daar gepraat word oor die skepping. Dit wat jy sien. Hier's die eerste les in wysheid. 'n Kykie in hoe hierdie digter dink oor God se hart in terme van die skepping. Wysheid sê, van die begin af was God daar, van die begin af, van alles was God deel van die bestaan van die aarde. Daar was nie net 'n toeskouer gewees in hierdie skependheid nie. Nee, daar was nie 'n afstand tussen die skepping en die skepper nie. Nee. Wysheid sê, die Here sê, ek was daar. Ek was 'n medewerker in hierdie meesterstuk van die wêreld. En dit was my vreugde.
Wysheid sê dat hy is op 'n manier deel gewees van die vakmanskap van God se skepping, die orde, die betekenis van die lewe, die Here was deel van dit. En hier is dit nou op 'n dag soos vandag, wat nou 3 eenheid Sondag is dit eintlik wonderlik om hierdie gedeelte te lees, want dit sê vir ons iets van die dinamika tussen God en die Here en die Gees. Om te sê van die begin van tyd af was God en die Woord, die Skepper, die Gees, was almal hierdie dinamiese verhouding met mekaar. Dit was hierdie medewerking wees tussen Skepper en skepsels en skepping. Dit was hierdie interaksie tussen mekaar. Van die begin af was daar hierdie wisselwerking. En hierdie teenwoordigheid van die Here is getrou. Dis elke dag daar aan die Here se sy. Vir te sê, maar God skep nie net alleen nie, wysheid is daar. Daar's so iemand saam met God, dis 'n tipe van 'n dansmaat saam met God, om die grootheid en die almag en die wonders van die werke van God aan ons te probeer verduidelik. Nou om dit te doen, om die wonders en die werklikheid en die grootheid van God se aarde en skepping aan mense te verduidelik, was nog nooit maklik nie. En digters en skrywe probeer dit nog altyd doen. Nou digters en skrywers kry dit natuurlik beter reg, sekerlik as filosowe en dromers. Lied 4:6:4 sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer u groote naam. Die skepping getuig van God se grootheid, die skepping getuig van God se heerlikheid, en op 'n manier word dit aan ons verduidelik, van nog altyd af. En nou kom daar hierdie besonderse deel van die gedig, wat vir ons sê, maar meer as net die behoefte om dit te verstaan en te verduidelik, is wysheid, Jahwe, die Skepper, ook die een wat die skepping geniet. Soos 'n kind, vol verwondering, spelend, lachend, vry, heeltemal tuis in die wêreld wat die Here gemaak het. Kom daar hierdie amper speelvolle interaksie, hierdie vreugdevolle interaksie tussen skepping en skepsels en Skepper. Die woord en die skepping en die wysheid en die wêreld van wonders word in hierdie gedig besonder mooi vir ons uitgelig. Wanneer hierdie onverklaarbare misterie van God se drie-eenheid en God se manier van werk in die skepping aan ons op 'n wonderbaarlike manier bekendgestel en blootgestel word as 'n kind wat uitgenooi word om daarin te kom speel. En jouself in die skepping te verlustig. Dit is wat hierdie teks in Spreuke met ons kan doen. Dit is by magte om ons as ons sitplek van 'n student inneem vir 'n oomblik, as ons onsself toelaat om as student gevorm te word deur 'n manier van dink, manier van wysheid, 'n manier van waarheid, dan sal ons dalk vanoggend beleef en hoor en sien hoe wysheid nie net 'n manier van dink is nie, maar 'n manier van leef. Die Amerikaanse teoloog William Brown sê dit pragtig. Wysheid geniet 'n wêreld wat deur God veilig en vol avontuur gemaak is. 'n Wêreld van ontdekking en verwondering. Dis 'n beeld van wysheid wat nie streng en swaarmoedig is nie, maar vol vreugde is. Ek was vol vreugde saam met God. Ek het gespeel op die aarde. Ek het bly geword oor mense, as jy vers 30 vry vertaal. Wanneer laas het jy daaraan gedink, geliefdes, dat vreugde en speel en verwondering deel is van iemand wat met ware wysheid leef? Nie oppervlakkige plesier nie, maar diepe innerlike vreugde wat kom wanneer jy die lewe sien as 'n gawe, wanneer jy die wêreld sien as 'n plek waar jy God
as teenwoordig kan beleef, en waar jy uitgenooi word om saam met hom te leef, en lief te hê, en te lag. Op Drie-eenheid Sondag bely ons dat God nie 'n eensame, afgeleë, ver God is nie, dat God 1 en 3 is, God en Vader en Seun en Gees, hierdie ewige dans van liefde en verhouding en eenheid. En die wysheid wat in dit saamkom, soos wat ons vanoggend in Spreuke 8 lees, is dat God se skepping ontstaan uit hierdie gemeenskap en ons roep na hierdie gemeenskap toe. Ons is gemaak om saam met dit te leef. Nie in skeiding nie, nie in verdeeldheid nie, maar in verborgenheid en vreugde. Ons weet hoe stikkend hierdie wêreld is in verhoudings. Ons weet dit. Ons weet hoe moeilik dit is om saam met ander mense te leef. Ons weet hoe maklik dit is om verdeeldheid te saai. Ons weet hoe maklik dit is om mekaar te wantrou en te vermy. En dan kom wysheid vanoggend en roep ons en sê, kom terug. Kom ontdek weer die vreugde van saam wees, van skep en leef en lag. God het nie 'n wêreld geskep om net te funksioneer nie. God het 'n wêreld geskep om te floreer. 'n Wêreld waar ons nie net moet oorleef nie, maar 'n wêreld waar ons moet vreugde vind, waar ons soos kinders kan speel en skep en genees en mekaar lief hê. God se skepping is nie doeteenvoudig hierdie masjien, hierdie koue, meganiese stelsel wat net moet werk nie. Geliefdes, dit is 'n lewegewende ruimte, 'n dinamiese plek van groei en vreugde en skoonheid en interafhanklikheid. Die teoloog Jurgen Moltmann sê dat die skepping die uitdrukking is van God se liefde. En liefde skep nie bloot net om te beheer nie, maar die vryheid om lewe moontlik te maak. Skepping is nie bloot net die produksie van die wêreld nie, dit is die ruimte vir God se inwoning, die teater van sy heerlikheid, die tuiste van sy liefde. Hoe mooi is dit? Dit beteken, God het die wêreld geskep, waar ons sy heerlikheid kan sien, waarin ons, mens, dier, grond, sterre, alles daarin kan leef, kan wees, kan floreer. God se bedoeling met die skepping was nog altyd herstel en genesing en nuwe lewe. Ek lees iemand skryf, dit is God se droom vir die wêreld, nie om ons net te red uit materialiteit nie, maar om ons te herstel in ons volheid. Dit is nooit God se plan om die wêreld te verlaat nie, dit het ons met Pinkster werklik waar gevier en bely, maar om ons hier in die wêreld te kom verlos, sodat ons kan floreer en leef soos wat ons nog altyd bedoel is om te leef. Hier in Spreuke 8 is wysheid nie swaarmoedig nie. Dis nie 'n stem wat ons afkap of afsny nie, afsluit, verklein nie. Dit is 'n persoon wat die wêreld vir ons oopsluit. Wat ons uitnooi om na die wêreld te kyk met nuwe oë, met sagte harte. Ek lees iemand skryf, plesier en speelsheid is ingebou in die struktuur van die skepping self. Wysheid neem ons nie weg van die wêreld nie, dit roep ons dieper in die wêreld in, om raak te sien wat mooi is, om te speel en te leer en in verwondering te leef. En met die teenwoordigheid van die Gees het ons hierdie gawe van ontdekking en vrygewigheid, wat ons oopmaak, wat ons nuuskierig maak, waar ons nooit kan ophou vra nie, maar wat ons kom weer en weer vra. Maar help my, verdiep my, maak my oë oop. Wanneer ons na wysheid kyk en wysheid probeer volg, beteken dit nie net 'n mooi paar Bybelse idees nie, dit beteken ons wil ons manier van lewe aanpas, om in lyn te kom met wysheid in God. Om in hierdie drie-enige God waarin ons bely, wat ons in glo, ons wil in lyn kom met dit. Ons wil in lyn kom met hierdie beweging. Nie vasgevang in die verlede of vrees nie, nie beperk tot ons ou idees nie, nee. Wysheid nooi ons uit om hom te omhels en te erken.
God is nie klaar met hierdie wêreld nie. Hy is nie klaar met jou en jou idees nie. Daar's altyd nog om te ontdek, nog om te leer, nog lief om te hê. Ek was elke dag vol vreugde, ek het gespeel op aarde, ek het bly geword oor die mens, sê Spreuke 8. Geliefdes, mag ons as kinders van die drie-enige God geleer word om met wysheid te leef. Met vreugde en oop hande en sagte harte. In 'n lewe wat floreer onder die glimlag van God. Mag wysheid nie net slim antwoorde wees nie, maar 'n hart wat oop is vir verwondering. Wanneer mense en gemeenskappe die hele skepping voluit leef, in liefde en waarheid, geliefdes, dan word God verheerlik. Dalk is dit wat die gees van wysheid vandag met elkeen van ons wil en kan doen. Om ons harte wat gou moeg word of hard word of geslote te word, op te roep om te glimlag. Dalk is wysheid 'n hand wat uitgestrek word na ons toe vandag, om in vreugde van die Here te leef. Wat sê, kom speel saam, kom leef voluit, kom wees mens in God se wêreld. En dit kan dalk niks aan die mense rondom jou verander nie. En dit hoef nie. Solank dit jou verander, en jou ligter maak, en jou vol vreugde en vrede en hoop maak.